Ons het nou gekyk na die vorige gedeelte van julle is nie in die gees nie, of in die vlees, maar in die gees, as dan die gees van God in julle woon. Nou ek wil hê julle moet besef, ek probeer nie na God in die laaste of die vorige lering in 'n modaliteitsmanier verduidelik nie. Ek sê nie God is God, maar nou funksioneer hy in die mode van die Vader en in die mode van die Seun en in die mode van die Heilige Gees nie. Ek sê nee, God is een, maar hy het verskillende maniere waarop hy funksioneer as God. Hy is Vader, wat vir ons die lewende saad gegee het in Christus, wat Jesus sy seun as offerlam gestuur het, en dan sy gedagtes en sy kennis aan ons bekend maak deur die Heilige Gees. Maar hulle werk saam, maar ook afsonderlik. So ek probeer nie hê, ek wil nie hê jy moet kyk na 'n modaliteitsteorie hier nie. Want hierdie modaliteitsteologie kry jy in die Russiese kerke, die ortodokse beweging. Want as jy net so 'n bietjie kerkgeskiedenis kyk, daar was twee bewegings wat plaasgevind het. Daar was die westerse katolieke, ek wil dit so uitdruk met respek, die katolieke of die westerse godsdiens wat uitgekom het, en dan het jy gekry die oosterse godsdiens. Ek praat nou nie van boeddhisme en daai tipe goed nie. Jy het die westerse paus gehad en dan jy die ooste paus gehad. Die ene was uit die katolieke kerk en die ene was wat ons vandag ken as die Russiese ortodokse kerk, die Griekse ortodokse kerk, Romeinse ortodokse kerk. Hulle het God begin beskryf in modaliteit. God is God, maar hy werk as Vader. Hy is ook in 'n tweede vorm as Seun, maar hy is ook in 'n derde vorm as Heilige Gees. Hulle bring 'n modaliteitsteologie na vore. Ek sê nee. God is nie 'n modaliteitsgod nie. Hy is 'n eenheid God. Maar hy funksioneer in verskillende maniere, nie modes nie, in verskillende metodes funksioneer hy, as Vader, as Seun en as Heilige Gees, maar die drie funksioneer saam as een God met een doel voor die oë. Maar nou het ek gesê, nou bring Paulus in hierdie vers, in Romeine 8 vers 9, bring hy alles saam, en hy knoop alles saam in 'n verskriklike diepe waarheid. Hy sê, maar julle is nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Nou dit het ons gepraat oor die vorige lering. Hy sê, maar, nou moet jy verstaan, elke keer wat Paulus 'n maar in 'n ding ingooi, of enigiets wat 'n addisionele gedagte na vore gaan bring, dan moet jy weet, dis belangrik. Hy sê, jy's in die vlees nie, jy's in die Gees, as naamlik die Gees van God, die Vader, in jou woon. Maar, sê hy, maar, as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. En dit is nou waar my oorspronklike vraag vandaan kom. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan hom wat God die Vader is nie. Wat beteken dit? Dat die Vader gaan nie apart of geskei van Christus in jou kom woon nie. Die Vader gaan nie anders as die kerk vir Christus uitskuif net vir tekens en wonderwerke nie, en dan sy lewe in jou kom inplaas apart van Christus nie. Daar sê my kat ook sommer amen op dit. Nou moet jy verstaan, wat doen die kerk? As die kerk werk met die gelowige, dan werk jy uit die basis van 'n bekeringsgebed. Jy bely net Jesus Christus as verlosser en saligmaker, wat vir jou sondes gesterf het en jou ongeregtighede gesterf het, en hy het dit nou verwyder, en nou gaan jy hemel toe, want jy het Jesus aangeneem as verlosser en saligmaker, en dis daar
waar ons stop. En dan van daar af word Christus verwyder en eenkant geplaas net vir tekens en wonderwerke en vir herlewing en vir manifesterings. Met ander woorde, Christus word abuse. Christus word wanaangewend en wantoegepas. Hy word net gebruik soos dit vir my pas in my klein programmetjie in. En ek gebruik hom net vir tekens en wonderwerke, vir herlewing en dis ook maar al. Maar andersins feature Christus glad nie. Nou kom die kerk en nou begin hulle praat net in twee aspekte. Het jy al gehoor? Ek het my lewe aan God gegee en van dat God in my is, het God my hier gelei en God het my daar gelei en God het dit gedoen en God het daai gedoen en God het hierdie vir my gesê en die Heilige Gees het dit van God vir my gesê en God het met my gepraat en God het vir my gesê. Die Bybel sê jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Maar weet jy wat mis ek tussen hierdie, ja, maar die Heilige Gees het vir my gesê of God het vir my gesê. Maar dan vra ek vir jou, kan jy dit bewys uit die Nuwe Testamentiese geskrifte uit? Kan jy dit vir my wys, dat dit wat jy sê, is geregverdig in die skrif? Kan jy vir my 'n bewys gee, dat die Bybel sê, dit is hoe jy praat? Jesus self het gesê, ek en my Vader is een, ons kan nie geskei word nie. Jy sien wat ek vir jou probeer sê? Dit is nou net alles omtrent God en God en God en God die Heilige Gees. Tekens en wonderwerke oorloops en dan is daar Jesus wat tekens en wonderwerke doen. Want ons moet wees soos hy, ons moet hoekom moet ons wees soos hy, sê die kerk? Dat ons kan tekens en wonderwerke doen soos hy. Dat ons duiwels kan uitdryf soos hy. Dat ons dooies kan opwek soos hy. En dat ons 'n herlewingskerk kan begin soos hy dit gehad het. Die probleem is, hy was Jesus van Nasaret. Hy was nie die opgestaande God nie. Hy was nie die opgestaande God nie. Nou praat jy die hele tyd van God en die Heilige Gees, God en die Heilige Gees, maar Jesus sê, sonder my kan jy niks doen nie. Ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe, en jy kom nie na die Vader behalwe deur my nie. Jesus sê, dat sy bloed is die toegang na die Vader. Jy kan nie sonder Christus funksioneer nie. En dan sê hy, want God het in Christus Jesus vir ons vryspraak gegee. God het in Christus Jesus ons gered van die dood. En God het in Christus Jesus ons met Christus se lewe gered. En dan sê die Here vir ons in Petrus dat Christus is die kosbare hoeksteen van die Here en sê die Here dat Christus is sy geliefde seun in wie hy 'n welbehae het. Vader het nie 'n welbehae in die feit dat jy die hele tyd die Heilige Gees quoteer nie. Die Vader het nie 'n welbehae daarin jy die hele tyd Jesus Christus net proklameer as tekens en wonderwerke nie. God se behae is daarin dat jy een is met Christus. God se behae is daarin dat jy Christus pre-eminent stel voor jou, dat jy Christus vooropgestel word as pre-eminent. Gaan lees Kolossense 3, dat ons lewe as gevolg van Christus, want ons lewe is in Christus in God verborge. Dis wat die Bybel sê. Maar wat doen die kerk? Hulle haal Christus, hy het mos nou klaar vir my gesterf, hy het klaar sy bloed vir my gestort, my sonde is klaar vergewe, so nou moet hy op die sylyn geplaas word. Nou is dit ek en God en ek en die Heilige Gees. Maar Christus is uitgelaat in die middel. Wat sê Jesus? Ek is Alfa en ek is Omega. Ek is begin en ek is einde. Ek is die eerste en ek is die laaste. En dan sê Puna, en hy is alles intussen. Christ is Alpha and Omega, beginning and end, first and last, and is everything in between. Jy kan nie funksioneer sonder die lewe van Christus nie. Want hierdie lewe van Christus is wat God in jou ingebaar het, en dit is deur daai lewe dat jy ter dood gekom het vir jou sonde, en is deur daai lewe dat jy tot opstanding gekom het, en dat jy deur God se Gees uit die dood uit opgewek is, presies net soos Christus opgewek is uit die dood uit. Jy sien, as iemand die Gees van Christus net die behoort hy nie aan God nie, want Galasiërs 4 vers 6 sê, want God stuur die Seun, die Gees van sy Seun in ons harte in, en hy, Jesus,
roep Abba Vader. Ons aanneming tot kindskap is deur Christus Jesus, nie omdat ek God as my Vader bely nie, maar ek het Jesus Christus as my verlosser en my saligmaker bely, en dat sy lewe my red. En wat het gebeur? Christus het my gereconcilieer en versoen met die Vader. En die Vader het homself in my kom plaas deur Christus Jesus en as Christus Jesus. En Christus Jesus in my as die lewe van die Vader God in my, het my lewe verborge gemaak in God. So jy sien, Jesus Christus is absoluut kardinaal in ons Christelike geloofsbelijdenis. Dis sy bloed wat ons gered het. Dis deur sy bloed dat ons toegang het tot die Vader. Dis deur sy bloed dat die eerste tabernakel tot 'n val gekom het. Dis deur sy bloed dat ons nie in die wet is nie. Dit is deur sy bloed dat ons 'n nuwe en 'n lewende weg het. En dit na God toe. Dit is deur sy bloed dat ons in God se teenwoordigheid staan. En dit is deur Christus dat ons versoen is met die Vader. Christus sal nooit apart van die Vader funksioneer nie. En des te meer sal die Vader nie afsonderlik van Christus funksioneer nie. Want as jy gelowige nie gered is deur die lewe van Christus nie, het jy nie sy lewe nie. En behoort jy nie aan God nie. Harde woorde. Maar Romeine 15 sê, ons is gered deur sy lewe. Galasiërs 2 vers 20, dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat sy lewe in my lewe. Paulus sê, ons almal het gesterf saam met Christus, Kolossense 3. En wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, sien jy wat sê hy? Hy sê dat die lewe van Christus in jou sterflike liggaam openbaar word. Dat jy deur Christus toegang verkry tot die Vader. En dat jou koneksie met God die Vader is Christus Jesus die Seun. Nie vir tekens en wonderwerke, meriete en dade en wonderlike uitbarstings en belewennisse, nee. Dis die feit dat jy deel geword het aan die kruis van Christus Jesus. Jy het in die kruis van Jesus Christus gelykvormig geword aan sy dood. Jy het deur Christus Jesus ter doodveroordeling gekom. Dis in Christus Jesus dat jou sonde ter dood veroordeel is en jy ter dood veroordeel is. Christus Jesus. Jy kom nie na die Vader deur die Vader nie. Jy kom nie na die Vader deur die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is nie jou lewe nie. Christus alleen is jou lewe. En alleen kan God jou geeslewe word as Christus jou lewe is. En as jy Christus se lewe as jou lewe aangeneem het en gevra het dat sy lewe jou red. Hy sê as ons die naam van die Here Jesus aanroep en glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, dan sal ons gered word. Nie dat hy net vir ons sondes gesterf het nie, maar dat hy hom uit die dode opgewek het, dan sal jy gered word. Want die lewe, sê hy, is nie in die bekering nie. Die lewe is nie in sondebelydenis nie, die lewe is in die Seun. En wie die Seun van God nie het die lewe nie, want jy behoort nie aan God nie. Dit is slegs Christus wat jou in kontak bring met God, wat jou versoen met God, en slegs deur Christus dat jy aan God behoort. Paulus sê, ons behoort aan Christus en Christus behoort aan God. Jy sien, Christus is die sentrale punt van absoluut alles.
Soos jy nog die hele tyd net in die naam van Jesus bly verteken sy wonderwerke, sê ek vir jy is op 'n verkeerde dwaalleer. Jy moet kom in die feit dat Christus jou lewe is en dat Christus in jou lewe en dat jy slegs deur sy lewe gered is, nie deur jou bekeringsgebede en jou geloofsbelijdenisse en jou dominee wat jou nie wet en hou nie, maar deur die lewe van Christus. As iemand die gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan God nie. Dit is slegs die lewe van Christus en Christus alleen wat jou in God inneem. En God funksioneer slegs binne in sy seun. Hy sê in Hebreërs 1, Vader praat nie met ons in die Heilige Gees nie. Hy praat nie met ons in die profete en die geskrifte van ouds nie. Hy praat met ons in sy seun. So as jy Christus uithaal en jy praat van God die Vader en God die Heilige Gees, dan hoor jy nie God se stem nie. Ek gee nie om hoe geestelik jy is nie. Ek gee nie om hoe spiritueel jy is nie. Jy sal vind dat hierdie mense is altyd in die Ou Testament en in die Wet. Haal jy Christus uit, jammer, dan hoor jy nie God se stem nie. Want God praat slegs in Christus. En Christus praat slegs in die Heilige Gees. En die Heilige Gees praat slegs van Christus. En Christus vat jou dan direk na daai kennis na die Vader toe. Choke on this and suffocate on this. Maar dis die waarheid. So as jy nog nie in daai stapie gekom het, die Boeta, Sissa, dan moet jy maar jou bekering in heroorweging gaan neem. Het jy maar net tot bekering gekom, wat niks is nie, of het jy tot wedergeboorte gekom, uit God se saad uit, en Christus, as daai saad van God. Nou volgende keer gaan ons aan, dan gaan ons 'n bietjie dieper. Nou tot ons weer gesels, die Here seën jou. Totsiens.